Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. My gebed is dat dit werklik 'n vreugdevolle ontmoeting saam met die Here sal wees. Ons sing een lied voor die erediens. Dit is terwyl jy sit, lied 478, verse 1 en 4. So kom ons sing dit hartlik saam. Van die Here, kom ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor God ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus en deur die Heilige Gees wat kragtig in ons werk. Amen. Bo alles wil ons die Here verheerlik, sy naam groot maak. Kom ons doen dit nou met die sing van Psalm 33. Ons sing verse 1 en 2. Ons staan, dan sing ons dit dadelik saam, dan sal ons ons geloof bely. word saamgebind deur ons geloof in die drie-enige God
En kom ons bely dan nou ons geloof in ons hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het die 3de dag opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Om ons te verootmoedig voor die Here, dit wil sê om ons plek voor hom weer in te neem en ons sondes te ontdek, te bely en vryspraak te ontvang, lees ons enkele verse uit Filippense, die brief van Paulus aan die Filippense. Ons begin by verse uit hoofstuk 2 en dan ook hoofstuk 4. Hoofstuk 2 vanaf vers 1. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself, deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Daaraan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. En dan hoofstuk 4 vanaf vers 2, ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om in die Here eensgesind te wees. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die kerk van hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medewerkers wie se name in die boekrol van die lewe staan. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen, en die God van vrede sal met julle wees. Kom ons sing nou lied 245 vers 1 en 2 terwyl jy sit. Hier sing ons van die vergifnis wat die Here ons bied. Lied 245 vers 1 en 2.
sit, bid ons verder saam. Here, dit is U wat ons harte kom in opvul met vreugde, met dankbaarheid, want hier waar ons in U teenwoordigheid is, voel ons sterk verbind aan U, ons Here, die lewende God, ons Vader, Verlosser en die begeleier op ons pad. Ons wil U loof as ons bron van alle goeie dinge. U is ons bron van liefde, van geloof. U is die bron van ons geluk. U is die bron van ons hoop. U is die bron van ons vrede. In U, Here, vind ons alles. En ons dank U, Here, dat ons deur die geloof 'n lewende band met U mag hê, verbind aan ons Skepper God. Ons dank U vir die voorreg, Here, dat U ons verstande verlig, verhelder het, sodat ons U kan ken, sodat ons in verwondering voor U kan leef oor U grootheid en al die wonderlike dade, U werke in die skepping en in ons en in ander mense se lewens. U laat ons dikwels verstom oor die ruimheid van die mag en die liefde en die geduld en U barmhartigheid. En ons wil U eer. En ons wil U naam groot maak, Here. Here, en waar ons hier by mekaar is, sit ons elkeen met sy eie gedagtes, die eie goed wat in elkeen van ons se denkwêreld afspeel. Ons sit met ons eie emosies, ons eie vraagstukke in die lewe, ons eie bekommernis, ons eie seer. Maar U sien reg deur ons. U weet alles van ons af. U ken ons beter as wat ons onsself ken. En daarom bring ons mekaar voor U troon van genade. Ons bid vir mekaar. Ons vra, Here, dat U wat alles weet en alles beheer en alle mag het, dat U met elkeen van ons sal handel tot ons voordeel en tot U eer. Ons bid in besonder vir elkeen wat swaar kry, op watter manier ook al. En besonder liggaamlik weens siekte. Ons bid vir die wat worstel met verliese in hulle lewe. Ons bid vir die wat die bekommernisse het, wat bang is, wat moedeloos is, vir wie die uitdaging van die lewe te groot lyk, wat voel hulle staan voor 'n berg waaroor hulle nie kan kom nie. U het alles wat ons nodig het. Here, ons bid vir hierdie gemeente, dat U ons as gemeente sal seën en sal onderhou met getalle, met die nodige gawes, geestesgawes, met harte wat warm klop om die evangelie te leef en uit te dra. Ons dank U ook, Here, dat ons hierdie mooi groep studente in ons midde kan hê. Ons dank U vir die mooi werk wat hulle kom doen in volmoed en hier in die dorp. En ons gebed is, Here, dat U hulle ryklik sal seën met U krag en met U leiding, met die nodige passie, dat U ook vir hulle deure sal oopmaak, terwyl hulle ander bedien met U liefde en met die blye evangelie boodskap.
van ons Here Jesus. Wil jy hulle ook deur hierdie geleentheid laat groei in hulle verhouding met U en in hulle liefde. Here, help ons om almal nog opgewonde te wees oor ons geloofsverhouding met U, opgewonde oor U genade en die verlossing. Help ons om elke môre op te staan met dankbare harte, omdat U so goed is vir ons. Here, vergewe dan steeds ons sondes deur Jesus Christus, sien ons aan deur die genade wat aan ons bewys is, die een volmaakte offer van ons Here Jesus. Was ons skoon, reinig ons. Wil U ook reinigend in ons lewens besig wees deur U Heilige Gees en maak ons gewillig en bekwaam om U wil hoe langer hoe meer uit te voer. Seën die uitdra van die woord nou in die erediens, die verkondiging daarvan. Seën dit oral waar dit op hierdie dag verkondig word, Here, dat die woord nie onverrigte sake terugkeer nie, maar lewens aangryp, omkeer, gelowiges laat groei en nog mense tot geloof laat kom. Gee aan ons ontvanklikheid vir die woord en werk nou deur U Heilige Gees lewensverandering in ons. Ons vra dit in ons Here Jesus se kosbare naam. Amen. Ons sing Psalm 119, die eerste omdigting, verse 1 en 4. Kom ons staan. Prediker hoofstuk 11 vers 1 tot hoofstuk 12 vers 1. Dan kan jy gerus ook later die res van hoofstuk 12 lees wat daarby aansluit. Prediker 11 vanaf vers 1. Ek lees dit uit die 2020 vertaling. Stuur jou graan oor die water, want na baie dae kan jy dit terugkry. Gee deel aan 7, selfs aan 8, want jy weet nie wat 'n ramp op die aarde sal gebeur nie. As die wolke vol reën is, giet hulle dit uit op die aarde. As 'n boom val, na die suide of na die noorde, waar die boom moet val, daar sal dit val. Wie die wind dophou, sal nie saai nie, en wie na die wolke bly kyk, sal nie oes nie. Soos jy nie weet watter weg die Gees volg in die gebeente binne die buik van 'n swanger vrou nie, net so ken jy nie die werk van God wat alles doen nie.
Saai jou saad saai in die môre jou saad, en laat in die aand jou hand nie rus nie. Want jy weet nie watter een gaan slaag nie, hierdie of daardie, en of beide goed sal wees nie. Soet is die lig. Dit is goed vir die oë om die son te sien. Ja, as die mens baie jare leef, moet hy hom in almal verheug. Maar hy moet onthou dat die donker dae baie gaan wees. Alles wat kom, is sinloos. Verheug jou jong man in jou jeug. Jou hart moet jou vrolik maak in jou jong dae. Volg die paaie van jou hart en waarheen jou oë jou lei. Maar weet, oor al hierdie dinge sal God jou voor die gereg bring. Weer kwellings uit jou hart en hou lyding weg van jou liggaam. Want die jeug en die bloei van die lewe is sinloos. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voordat die dae van teëspoed kom, die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, vir my is daar geen vreugde in nie. Ons lees tot daar, en ons teksverse is eintlik die hele gedeelte, laaste gedeelte wat ons gelees het, vers 7 tot hoofstuk 12 vers 1, ek gaan dit nog 'n keer lees. Soet is die lig, dit is goed vir die oë om die son te sien. Ja, as die mens baie jare leef, moet hy hom in hulle almal verheug, maar hy moet onthou dat die donker dae baie gaan wees. Alles wat kom, is sinloos. Verheug jou jong man in jou jeug, jou hart moet jou vrolik maak in jou jong dae. Volg die paaie van jou hart, en waarheen jou oë jou lei. Maar weet, oor al die dinge sal God jou voor die gereg bring. Weer kwellings uit jou hart, en hou lyding weg van jou liggaam, want die jeug en die bloei van die lewe is sinloos. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voordat die dae van teëspoed kom, die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, vir my is daar geen vreugde in nie. Geliefde gelowige, geloofsvriend in ons Here, ons is na die beeld van God geskape, ook in dit dat ons gelukkige mense behoort te wees. God is 'n gelukkige God. En die Here Jesus het self gesê, hy het gekom sodat ons blydskap volkome kan wees. Ons is gemaak vir geluk en almal soek geluk. Maar min mense vind ware geluk. Op 'n skaal van 0 tot 10, watter punt sal jy vir jou gee rondom geluk? Hoeveel uit 10 is jou geluk? 'n vreugdevolle lewe, 'n gelukkige lewe is 'n geskenk van die Here. En hier in die woorde van predikers spreek die Here in besonder jong mense aan en moedig hulle aan, verbly jou of verheug jou in jou jeug. Wees 'n gelukkige jong mens. Soek na ware geluk terwyl jy nog jonk is. Geniet die rykdom en die volheid wat die lewe jou bied. En is dit nie mooi nie, die jongmensfase, dikwels bruisend, lewendig, opgewonde oor die lewe wat oopgaan, dis mooi. Die Here gee dit. Nou kan die ouer lidmate miskien uitgesluit voel en dink mag net jong mense die lewe geniet. Maar vers 7 en 8 werk vir ons lig daarop. Soet is die lig, dit is goed vir die oë om die son te sien. Die nuwe vertaling sê die lig is aangenaam, dit is goed vir die oë om die son te sien. Om bloot te mag lewe, om die lig elke oggend te kan sien. Dis groot rede tot vreugde en dankbaarheid.
Die vraag is met watse hart, met watse gesindheid word jy elke oggend wakker? Is daar vreugde in jou hart? Is daar dankbaarheid? Want elke nuwe dag is 'n kosbare geskenk uit die hand van die Here. Nog 'n dag om te leef na die beste van jou vermoë. Die lewe word hier beskryf met lig en met die son, dis simbole van lewe, van groei, van warmte, van vreugde, vervulling. En in vers 8 sê hy, ja, as die mens baie jare leef, moet hy hom in almal verheug. Ontvang elke lewensjaar as 'n geskenk waarin jy blydskap moet vind. Elke jaar, elke maand, elke uur, elke sekond wat jy lewe, is 'n groot geskenk wat die Here aan jou bied. Nog 'n geleentheid om die sintuie wat die Here aan jou gee, onder andere te gebruik om as poorte na buite aan te wend, jou oë wat jy sien, wat jy ruik, wat jy hoor, wat jy voel, wat jy proe, om God se skepping en alles wat hy gee te beleef. Nou gaan die prediker verder, maar hy moet onthou dat die donker dae baie gaan wees. Ons weet, die prediker het so 'n pessimistiese kant, sal nou iets meer daaroor sê, maar hy kyk deur sy boek na hierdie lewe wanneer jy God uitsluit. En dan kom hierdie pessimistiese dele deur, soos onthou die donker dae wat baie gaan wees. Alles kom tot niks. Daar lê duisternis voor en hier gaan dit veral oor die dood wat op ons wag. En nou wil die prediker nie sê daar's nie lewe na die dood nie. Hy kyk na hierdie lewe asof God en die lewe na die dood half nie bestaan nie, maar hy het klaar gesê in, kan dit gaan lees, hoofstuk 3 vers 21, dat die siel van die mens weer na bo gaan as hy sterwe. Bietjie verder aan in hoofstuk 12 vers 7 sê hy, die gees as ons sterwe gaan terugkeer na God toe. Daar is dus lewe na die dood, maar dit uitgesluit, sê hy, hierdie lewe, dis wat bloot waarop hy wil fokus, is hierdie lewe gaan verby, dit hou nie vir altyd nie. Jy kan nie terugstap en die verlede verander nie. Wat gedoen is gedoen, wat gebeur het gebeur. En dit gee gewig aan elke oomblik in die lewe. Dis gewigtig. Daarom, jong mens, wees bly en vrolik terwyl jy jonk is. En senior lidmaat, vind nog vreugde in jou lewe. Elke dag is 'n geskenk. Maar dan die vraag, as ek die lewe dankbaar moet geniet, waaruit presies put ek my vreugde? Wat maak my werklik gelukkig? Dis 'n belangrike vraag, want ons hele houding, ons noem dit nou maar ons mindset, ons emosies, ons denke, dis alles, rondom dit alles het ons verantwoordelikheid om gelukkige mense te wees. Vers 9 sê, verheug jou jong man in jou jeug, jou hart moet jou vrolik maak in jou jong dae. Volg die paaie van jou hart en waarheen jou oë jou lei. Hoe werk vreugde en vrolikheid? Vreugde, geluk het twee kante, 'n innerlike kant en 'n uiterlike kant. Die innerlike kant word hier beskryf met die hart. Vind vreugde in jou hart. Dis jou eie binnewerking. En dan is daar die uiterlike kant, die
lewe na buite, en dit word beskryf hier met volg die paaie. Volg die paaie van jou hart. Volg die paaie waarheen jou oë jou lei. Dis na buite gerig. Gaan soek vreugde daar buite. Maar vreugde begin in die hart. Hier in jou eie binne wêreld. Hart is sentrum van jou gedagtes, hoe jy die lewe benader, van jou emosies, van jou waardes, van jou wilsbesluite, die kern van jou menswees. So sê Spreuke 5 vers 15, die blymoedige mens, sy hele lewe is 'n fees. Die mens wat blymoedigheid in sy hart het, sy hele lewe is 'n fees. So vreugde begin nie eersins by die uiterlike nie, by die wandel nie. Maar vreugde begin by jou hart. Dit begin nie eersins by jou omstandighede nie, of jou omgewing nie, of goed wat jy najaag buite jou nie. Natuurlik is dit belangrik, natuurlik het dit 'n ongelooflike invloed op jou wat in jou lewe afspeel. Goeie goed wat gebeur, slegte goed wat gebeur. Dit het 'n groot invloed. Maar vreugde lê ten diepste in jou hart, want andersins gaan jou lewe op wees, dan af wees, dan op, dan af, aan die hand van omstandighede, en kom daar groot terugslag, dan is al jou vreugde soos 'n ballon wat bars. Dis die eerste treetjie na ware geluk, om te besef, ware geluk kom van binne, en ons het verantwoordelikheid rondom ons hart, met ander woorde ons denke, ons emosies, ons keuses wat ons maak. En wanneer jy vreugde in jou hart het, dan kyk jy reg na die lewe, en dan kan jy in vreugde wandel en geniet waarheen jou oë jou lei. Maar daar is natuurlik grense aan vreugde. Daarom sê die prediker in vers 9, maar weet, oor al hierdie dinge sal God jou voor die gereg bring. En vers 12 sê, dink aan jou Skepper in jou jong dae, voordat die dag van teëspoed kom, die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, vir my is daar geen vreugde in. Dink aan jou Skepper. Letterlik staan daar eintlik dink nou, of dink veral aan jou Skepper. Neem hom in ag. Nie net dink so nou en dan aan hom nie. Dink beteken betrek hom. Hou hom in gedagte. Leef 'n lewe voor sy aangesig. Hy is jou Skepper, met ander woorde, jy behoort nie aan jouself nie, jy behoort aan hom, en jy is met jou lewe aan hom verantwoordelik. In vers 7, Hosea 12 vers 7, sê hy ook, jy gaan terug na hom toe. Met ander woorde, dit is soos 'n sirkelgang. Jy het begin by jou Skepper. Hy het jou gemaak en ontwerp. En dan is jou lewe soos 'n sirkel, en dan eindig jy weer by jou Skepper. Jy gaan terug na hom toe, om verantwoording te doen van hierdie lewe. Daarom moet jy hom deel maak van jou hart, van jou denke en jou lewensbenadering en jou emosies en jou keuses. Elke stukkie lewe is uiteindelik daar om saam met die Here voor hom te lewe tot sy eer. Ons is deur hom gemaak vir hom. Om hom te geniet.
Dawid verwoord hierdie dieper vreugde mooi as hy in vers 16 sê, ek het die Here altyd by my. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. En ons weet, ons leef in 'n stikkende wêreld, 'n gebroke wêreld, ons eie lewens is sonder die Here stikkend en gebroke, en daarom kan ons nie blywende vreugde in 'n stikkende wêreld hê sonder God nie. Prediker het, soos wat hy gesê het, gereeld in sy boek die onder die son benadering. Hy praat van hierdie lewe onder die son. As jy God uitsluit wat daar bo is, en jy het net hierdie lewe onder die son, en dan is sy konklusie telkens, dit maak nie sin nie, dit is sinloos. Dit kom tot niks. As dit net 'n lewe is hier met God bo die son uitgesluit. In hierdie gebroke wêreld het ons God nodig om 'n sinvolle lewe te kan leef, om sin te kan maak en vreugde te kan vind. En Nuwe Testamenties gesien, ek kry my hart vol vreugde uiteindelik deur Jesus Christus alleen. Hy is ons diepste vreugde, want hy het al sy hemelse vreugde en geluk afgelê om aan ons hoogste vreugde te bring. Hy het homself ontledig ook van sy vreugde. Hy het in die diepste ongeluk ingegaan, in duisternis Gods verlate aan 'n kruis, om vir jou te kan sê, hier is 'n vol vreugdevolle lewe wat ek vir jou gee. En dit moet vir ons verstommend bly dat die Here Jesus alles prys gegee het om ons gelukkige mense te maak. Met ander woorde, die Here Jesus is die fundament van ons vreugde. En danksy hom kan ek en jy in 'n toestand of in 'n staat van vreugde lewe. Want ons sondes, dit wat ons gebreek het van God, wat ons op pad na die hel toe neem, is verwyder. Ons leef onder sy vriendelike aangesig, ons is geliefd, ons is deur hom aanvaar, ons het 'n plek by hom. Hy leef deur sy gees in ons denke en in ons emosionele wêreld. Hy gee aan ons sy beloftes wat ons koers kan bepaal, hoe ons dink. Ons het 'n mooi toekoms, ewige hoop en soveel meer in die Here Jesus. Vreugde, blywende diep vreugde, kry jy net in 'n verhouding met jou Skepper. Baie jong mense leef met die gedagte, ek gaan nou eers spruit en plesier hê en hulle hak kort uit sonder remme, want die verantwoordelikhede en die ernstige lewe kom later. Maar dit is vals. Die feit is, en dit geld vir elkeen, hoe kan jy blywende diep vreugde hê as jy jou Skepper nie ken? Jong mens of ou mens? Niks van hierdie kits gelukbringers wat vir jou 'n dopamien skoot gee in jou brein is blywend nie. Sonder dat dinge uitgesorteer is aan jou binnekant. Sonder dat jy reggemaak het met die Here, of eerder dat hy die verhouding herstel het. Is daar nie sin nie. Paulus
sê ook in 1 Korintiërs 15, wat hy praat oor die lewe na die dood, as ons net vir hierdie lewe, ons hoop op Christus stel, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. As dit vir ons net draai om hierdie lewe, en daar is nie meer nie, dan is dit tragies. Niks in hierdie lewe as sulks kan vir jou diep blywende vreugde gee. Nou is die gevaar dat ons, of dat sommige gelowiges al wêreldvreemd kan word en dink, as ek net diep geestelik is, alleen dan het ek vreugde. Daarom was daar al seisoene en tye wat mense askete was en wat hulle in kloosters afgesonder het of op ander plekke, want daar in hulle verdieping met die Here alleen is vreugde. Natuurlik is daar die diepste punt van vreugde is in jou verhouding met die Here, maar ons leef nou hier. Mag ek vreugde hê oor 'n heerlike dag, mag ek vreugde hê oor 'n lekker vriendskap, mag ek vreugde hê oor goeie uitslae, oor 'n gelukkige huwelikslewe, oor 'n mooi storie wat ek sien of lees. Natuurlik, maar op die regte manier. Die Here is die bron van alle goeie dinge, en dit moet ons geniet. Ons betrek hom by die aardse vreugdes. Ons is dankbaar teenoor hom, ons geniet dit as geskenke uit sy hand. Hy gee aan ons sintuie om te kan beleef en te kan geniet. Dit is die dwaase kitsbevredigings, kortsigtig, sonder liefde, selfsugtig en sonder geliste wat die Here nie aanstaan nie, wat hy veroordeel. Die sondige vergrype, sonder om te dink aan die konsekwensies. Die oordrewe verwagting dat jy in iets hier op aarde jou diep geluk gaan vind. Om op te gaan in iets aards. Dit bied nie vreugde nie. So die Here is die bron van vreugde, maar hy gee ook vreugde as opdrag. Daarom staan hy verbly jou in die opdragvorm. En ook laat jou hart jou vrolik maak. Dis 'n opdrag. En verder word dit bevestig in vers 10. Weer kwellings uit jou hart en hou lyding weg van jou liggaam, want die jeug en die bloei van die lewe is sinloos. Weer kwellings uit jou hart en hou lyding weg van jou liggaams. Die kwelling in jou hart staan teenoor die vreugde in jou hart, en ons het die verantwoordelikheid om die kwellings uit ons hart te weer. Iemand het gesê, elke mens sal verslag moet gee van elke goeie ding wat hy gesien het en nie geniet het nie. Bedoelende, dit is 'n opdrag, 'n navolging van 'n gelukkige God moet ons gelukkig wees. Ons het verantwoordelikheid om kwellings uit ons hart te weer en lyding uit ons liggaam, en dit te midde van 'n komplekse lewe met dinge wat op en af gaan, goeie goed, slegte goed wat met ons gebeur, moet ons op 'n manier hierdie hart van ons bewaar. Wat steel mense vreugde? Wanneer ons nie hierdie hart reg bewaar nie, en nie die kwellings uitweer nie, maar verkeerd dink oor die lewe, 'n verkeerde kyk kry op die lewe, negatiewe denkpatrone vorm, wanneer ons nie ordentlik bewus is van wat in ons emosionele wêreld aangaan nie verantwoordelikheid neem vir ons emosies nie, dit nie reguleer nie, maar meegesleep word deur negatiewe emosies. Dan kry ons 'n slagoffermentaliteit.
In hierdie groot wit kol van die Here se genade fokus ek net op die swart kolletjie en dit word vir my al hoe groter. Ongelukkigheid word vir baie mense, noem dit nou maar hulle default, hulle gemaksone, waarin hulle elke keer terugkeer. En dit kleur alles in die lewe, daar is altyd goed om oor te kla. Ek kies af van self altyd die negatiewe manier van kyk, die glas is altyd half leeg, nie half vol nie. Goed uit die verlede, trauma, beheer my denke of my toekomsvrese, maak my bang vir alles. Daarom is ons mindset, ons noem dit ons hart, so belangrik voor die Here. Ons het die verantwoordelikheid om die realiteite, die uitdagings van die lewe so goed as moontlik te hanteer met ons hand in die Here se hand, met vertroue in die Here en op sy beloftes. En hou lyding weg van jou liggaam, bedoelende, pas jou liggaam op, moenie verkeerde goed doen met jou liggaam nie, maar dit gaan ook oor meer, die kwellings in jou hart word weerspieël in jou liggaam. Ons weet die nuutste navorsing toon alles dat wys dat kwellings weerspieël word in liggaam. Meeste outoimmuunsiektes kom van onverwerkte trauma af. Baie siektetoestande. Daar is selfs statistieke wat sê 70% van siektes kan gekoppel word aan wat in jou kop aan die gang is. Gelowige Kelly Bakara skryf, die Bybel sê ons moet altyd bly wees. Dit kan vir ons onmoontlik voel, of selfs wreed om dit van ons te vra as ons ly. Maar as ons besef dat hierdie verbly of hierdie blydskap nie maar net 'n emosie is nie, maar 'n werkwoord, iets wat ons kan doen, ondanks wat rondom ons gebeur, dan besef ons dat blydskap ons eintlik help om ons brein en ons siel te verander. Blydskap is ook 'n keuse. En blydskap help ons deur lyding. Dit is tog so, twee mense kan presies dieselfde omstandighede hê. Maar die een is sielsongelukkig en die ander is dankbaar bly. Galasiërs 5, ons kom by die einde, Galasiërs 5 vers 22, noem vreugde deel van die vrug van die Gees. Die Gees wil aan ons ware, diep, innerlike vreugde skenk saam met die Here. Omgekeerd, 'n blywende ongelukkigheid is in die Hebreë gesien deel van die vlees, van die sondige gebrokenheid. En ons het die opdrag, wees gelukkig, verbly jou, en terselfdertyd het ons die Gees van die Here wat hierdie blydskap in ons werk. Hy bewerk dit in ons deur ons te rig op die goedheid en genade van die Here om altyd daaraan vas te hou. Hy help ons om te glo in die Here se hand in ons lewe, om te vertrou op al sy beloftes op ons pad, om te glo alles het 'n doel en dit werk ten goeie uit. Hy help ons dat die toekoms vir ons oopgaan soos wat ons God se toekoms voor ons visualiseer en ons eie maak. Hy kom gee aan ons 'n diep innerlike vreugde wat al hoe minder afhang van omstandighede. Bid dat die Gees hierdie vreugde in jou hart werk. Dat hy wysheid aan jou gee om probleme te plaas binne die raamwerk of die groter perspektief van al die goedheid van die Here in jou lewe. Eer die Here met 'n vreugdevolle lewe, nie
'n skynheilig vreugdevolle lewe, 'n maskertjie van vreugde wat jy opsit nie, maar diep vreugde wat jy in die Here vind. En toon hierdie vreugde van die Here dan aan 'n wêreld wat so leeg en stikkend en seer en ongelukkig is. Mag iets van die lig van die Here se vreugde in hierdie week uit jou straal. Amen. Here, ons dankie Here dat ons vreugde mag hê en dat U aan ons sleutels gee om vreugde te kan vind. Soos wat ons in Filippense 4 gelees het, ons moet ons verbly in U. U is ons bron van vreugde. Help ons om U as ons Skepper God te onthou. Help ons om te onthou dat U altyd naby aan ons is, betrokke is, in die liefde en in die goedheid en in die sorg. Dankie dat ons oor niks bekommerd hoef te wees soos wat U sê nie, maar dat ons spesifieke versoeke tot U kan rig in gebed, en smeking en danksegging, en dat U die belofte gee, Here, dat U vrede ons gedagtes en ons harte, ons denke en ons emosies sal bewaar. U roep ons op om te fokus op alles wat waar is en eerbaar is en reg is en rein en lieflik en lofwaardig is. Help ons, Here, om te fokus op die goeie en nie oorspoel te word deur die negatiewe nie. En help ons, Here, om die voorbeelde van blymoedigheid wat ons in die Bybel vind, bo alles ons Here Jesus na te volg en om self dan so 'n voorbeeld van vreugde verander te mag wees. Rus ons toe deur U Heilige Gees tot U eer. En ons dankie, Here, vir al die vreugdes wat U in genade aan ons gee. Bo alles die vreugde wat ons vind in Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons sing Psalm 34, verse 1 en 6, waar ons ook sing van vreugde wat ons in die Here alleen vind. Kom ons staan. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.